Moet julle asseblief so vinnig as moontlik net vir my of vir Cecile laat weet, dat ons weet wat aangaan. Ons hoor partykeer goeie so via the grapevine en die grapevine raak partykeer lank. So moet asseblief nie skaam wees nie, dat weet ons as julle deur 'n krisis gaan, dat weet ons, dat ons by mekaar kan uitkom, dat ons vir julle kan bid, want God is besig om te werk en God kan in enige situasie en in enige siekte en in enige iets ingryp en daar kan genesing en herstel kom. Amen. Daar sê. Nee, ja, soos wat julle weet, is ek die laaste paar weke, is nou die 3de week wat ek besig is met 'n tema onkompliseer. En ons het gepraat so 2 weke terug oor onkompliseer jou finansies. En laas week het ons bietjie gepraat oor hoe om jou keuses maklik te maak. En ek voel dit is vir ons as kinders van die Here so belangrik om dinge nie gekompliseerd te maak nie. Daar's 'n wêreld daar buitekant wat verlore is. Daar's mense wat Christus nie ken nie. Daar's mense wat so baie slegte dinge en ingewikkelde dinge sê oor Christendom. Ons werk is nie om dit vir hulle nog moeiliker te maak nie. Ons werk as kinders van die Here is om dit af te breek en so eenvoudig as moontlik vir mense te sien. Ons werk hier op aarde is om God se evangelie, die evangelie van die goeie nuus te versprei. En ons moet dit maklik maak. So vandag wil ek bietjie praat oor hoe onkompliseer ons die skrif. Nou ek wil vir julle graag 2 verse lees. Psalm 119 vers 130 sê die skrywer hierso: wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. So ek breek dit net af. Wanneer die skrif vir mense oopgaan, dan bring dit lig. En dit is wat die woord van God moet bring. Dit moet lig bring in enige donker onderwerp. En dit gee insig aan die wat nog onervare is. Nou as ek dit lees, dan verstaan ek dit, soos wat ek dit hier lees, dat die skrif is glad nie moeilik om te verstaan nie. Dit is vir die onervare mense maklik om die waarheid en die lig en die lewe in die skrif te sien. En dan sê Jesus in Matteus 11 vers 25, kyk, ek prys die Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het. So as ek die skrif lees en ek lees die gelykenisse en ek lees die woorde van Jesus en ek lees verskillende gedeeltes uit die skrif uit, sê die Bybel vir my dat ons hoef nie die skrif gekompliseerd te maak nie. Dit is maklik vir almal om te verstaan en dit is nie moeilik nie. Daar's nie allerlei snaakse dinge wat weggesteek is nie. Dit is maklik. Nou ek het so 4 goedjies wat ek net wil aanraak oor hoe ons vandag die skrif kompliseer. Hoe kompliseer ons die skrif in ons lewens? Nou die eerste ding wat ek net met julle wil deel is, ons eie ek wil goed lyk voor ander. En dit is belangrik om hierdie raak te sien. Ons maak partykeer die skrif so moeilik en so gekompliseerd wanneer ons daaroor praat, want ek wil slim lyk. Ek wil lyk asof ek 'n bietjie bo die res van die mense is. Ek het hierdie een voorbeeld wat vir my so mooi uitgestaan het. Toe Martin Luther die reformatie wat 400 jaar terug begin het die kerk van die dag, die Rooms-Katolieke kerk wat basies die wêreld geheers het, die rykste kerk en die sterkste kerk van daai tyd, het hulle hou vas op die mense gehad, deur om die skrif van die mense weg te hou. Hulle het so 'n groot ding gehad daarvan, dat hulle sê, 'n gewone priester op kerkvlak, soos wat ons hierso is, mag nie eers die skrif lees nie, want dit is te gekompliseerd vir hom om te verstaan. Dit is net die manne met die groot lang wit hoedens daarbo wat die skrif kan kry. En dit is pride en selfsugtigheid, en dit is siek, dat 'n mens die skrif so weghou vir die mense af. Ons almal het nodig om die goeie nuus van Jesus Christus te hoor. So moenie probeer op 'n plek kom wat sê, ek verstaan die skrif 'n bietjie beter en dit is hoekom ek dit in hierdie meer tegniese vorm kan kry nie. Die volgende ding is, ons aanvaar nie net wat eenvoudig voor ons is nie. Dis 'n belangrike ding om te hoor. Ons aanvaar nie net eenvoudig dit wat voor ons staan nie. As 'n mens in Romeine gaan kyk, daar's 'n stuk in Romeine, in die Engels sê, there is now therefore no condemnation for those of us who are in Christ Jesus. Dit is
presies wat die skrif sê. Daar is nie enige iets aangehaak nie, want het van die Bybelvertalers gekom en gesê, maar dit is te maklik. Om te sê, daar is geen oordeel vir my as ek in Christus Jesus is nie, daar moet nog iets anders te is. En toe heg hulle die B-vers aan om te sê, as ons dit en dit lewe. So ons moet baie keer op 'n plek kom wat ons net aanvaar, eenvoudig wat voor ons staan. Ek sê altyd vir die mense, as jy die Bybel vat, en jy lees hom vir die eerste keer deur, en jy lees iets in dit vir die eerste keer, dit is gewoonlik wat daar staan en wat dit beteken. As jy dit weer 'n keer lees en sê, maar okay, hierdie kan nie net dit wees nie en jy maak dit gecompliseerd, dit is wanneer dinge begin moeilik raak. Die volgende ding is, ons soek iets diepers. En ek hoor so gereeld, en dit is nie julle mense nie, dit is ander mense. Ek hoor altyd, mense sê, ons wil dieper gaan in die skrif, ons wil dieper gaan in die skrif. En ek vra altyd vir mense, maar wat beteken dit as jy sê, jy wil dieper gaan in die skrif? Die skrif is die skrif, Genesis tot Openbaring, jy lees hom, daar is nie 'n vlak B en 'n vlak C nie, die skrif is presies wat jy lees. Maar waar ons kan dieper gaan is in ons verhouding met God, in die openbaring van wie Jesus is. Maar ons moet nie die skrif iets dieper maak as wat dit is nie. En skies, ek maak nie die skrif goedkoop hierso vandag nie. Die teenoorgestelde, ek maak die skrif net belangriker, en die fokus daarop is so belangrik, maar ons moet nie dieper dinge soek wat in die skrif nie. Die skrif is rarig, dit wat jy lees, en dit is eenvoudig, en ons kan so maklik die openbaring daarvan kry. En dan, die laaste ding, wat ek net geïdentifiseer het, hoekom ons die skrif oorkompliseer is, ons luister na die verkeerde stemme. Ek sien eergister 'n video op Facebook, en ek het nie die video Ekskuus. Ek sien in die week 'n video oor 'n ou wat sê, en hier is die rede hoekom jy nie in die Bybel kan glo nie. En hy gaan in diepte in oor die vloed van Noag, of die vloed, en die bou van die ark, en hy maak dit so gecompliseerd, dat ek daar sit en sê, maar ek is 'n geleerde ou, ek brek nie daaroor nie, maar ek het tyd ingesit, en ek verstaan sekere dinge van die skrif, en ek het geen idee wat hierdie ou nou probeer sê nie. En dit is die probleem, hoekom ons in ons lewe vandag baie keer die skrif so oorgecompliseerd maak, is ons luister na die verkeerde stemme. Die wêreld daar buitekant skreeu harder as wat ons as Christene skreeu om die Bybel dood te maak. Die mense wat nie in Christus glo nie, skreeu harder en probeer harder om dit so gecompliseerd te maak, dat ons kyk na die skrif en sê, hoe kan hierdie boek werklik waar wees? So 20 jaar terug het ek iets gelees en dit het my lewe verander, in Time Magazine. Nou Time Magazine is absoluut nie 'n boek wat enigstens 'n fokus op Christendom sit nie, glad nie. Hulle probeer juis alles af te kraak wat in die Bybel staan, maar agter op die tweede, derde laaste bladsy is daar so 'n stukkie wat argeoloog skryf, en hy neem 'n foto van 'n tempel, 'n Filistynse tempel, en hy sê dit is vir hom interessant, nadat hy die tempel geswat het, die argitektuur van die tempel geswat het, en gekyk het hoe die tempel uitgelê, kan hy nie anders as om te glo die storie van Samson is die waarheid nie. Want as hy kyk na die argitektuur, en die twee pilare wat voor is, wat ons geleer het, Samson omgestoot het, is dit werklik daar. Dit is twee pilare, nie baie ver van my grootte af wat jy kan gryp nie, en hulle sê 'n normale mens behoort daai twee pilare met 'n bietjie krag te kon omstoot. En as daai twee pilare val die tempel werklik. So ons moet op 'n punt kom wat ons hierdie goeie so eenvoudig maak as moontlik en begin glo wat die skrif sê. En ons kan gaan swat, maar kyk net na die regte sources, die regte bronne, en hou op om na die verkeerde stemme te luister wat die skrif wil kompliseer en afmaak in ons lewens. Nou ek wil vandag net twee dinge doen oor hoe onkompliseer ons dan die skrif in ons lewe. As ons die Bybel optel en lees, hoe onkompliseer ons dit? En die eerste is, ons moet altyd fokus op die absolutes. En as ek praat oor die absolutes, praat ek oor die goeders wat ja en amen is as ek dit lees. Jesus het gesê, ek gaan sterf en ek gaan opstaan. Dis die absolute, ons het dit sien gebeur. Hoe dit gebeur het, dit weet ek nie.
Jesus het gesê, ek gaan op in die wolke en soos wat ek gaan, kom ek terug. Dis 'n absolute, ek weet dit gaan gebeur. Hoe dit gaan gebeur, weet ek nie. En ek is okay daarmee. Dis okay as 'n dokter vir jou sê, luister, daar is so baie goed wat ons nog nie van die mense liggaam af verstaan nie, van die brein af verstaan nie. En dan sit jy daar in sy spreekkamer, ja, dit is so. Maar dit is nie okay vir die wêreld as ons as teoloë en kinders van die Here nie alles verstaan en nie volle openbaring in die skrif kry nie. Dan krakel jou af, ja, maar hoe kan die Bybel die waarheid wees, want ek bedoel, jy weet nie wat alles aangaan nie. Dit is okay, as ons nie al die antwoorde weet nie. Maar die groot ding wat ons moet doen, om die skrif te onkompliseer, is ons moet fokus op die absolutes. Hier's 'n absolute, ek wil dit graag met julle deel, Johannes 14 vers 5 tot 7. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen U gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af, ken julle hom en sien julle hom. Dit is 'n absolute. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hoe ken ons God? Ons kyk na Jesus. So vir ons vandag in ons lewend om die Bybel te onkompliseer, fokus ons op die absolutes. Ons fokus op die goeders wat ons wel verstaan en ons haal ons fokus af van die goeders wat daar, jy weet, mense oor stry. Want ek voel, ons hoef nie oor die skrif te stry nie, ons kan oor die skrif redeneer. Dit is wat die rabbies in die tempel gedoen het en dit is great. Maar ons hoef nie daaroor te stry nie. Ons kan fokus op dit wat ons weet, dit wat ons sien en dit wat ons beleef. En die een absolute wat ek vandag met julle wil deel is Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê Jesus Christus. So kom ons begin om op daai dinge te fokus en weg te beweeg van al die goeders wat onduidelik is, die grys areas, die onbekendes, en begin eers te fokus op dit wat ons wel verstaan en wel weet, en dan gaan die Bybel vir ons begin oopgaan, en ons gaan die skrif beter begin verstaan, en ons gaan lewe en lig daaruit kry. Dan, die volgende ding is, jy moet jouself die regte vrae vra wanneer jy die woord lees. Nou hierso is 'n bietjie klas, so julle moet verskyn, ek is 'n leraar, ek hou daarvan om te teach ook, so hier is nou 'n bietjie klas wat ek vir julle gaan aanbied in die Bybel. Wanneer jy die Bybel lees, is daar altyd 'n paar vrae wat jy vir jouself moet vra as jy 'n stuk lees. Die eerste vraag is, wie? Wie is die skrywer van die boek? So ek gaan nie die evangelie van Johannes as 'n voorbeeld gebruik as ek nou hierdie vraag deurgaan. So wanneer jy die skrif lees, vra jy altyd self die vraag, wie is die skrywer van hierdie spesifieke brief, van hierdie profesie, van hierdie psalm of van hierdie evangelie? So in die evangelie van Johannes is die antwoord Johannes die apostel. Hy verwys na homself as die een wie Jesus liefgehad het. So as jy die eerste vraag kan beantwoord, wie hierdie ding geskryf, en jy begin die karaktereienskappe van die persoon wie dit geskryf het, ken en verstaan, dan begin jy die hart van die brief op te tel. Dan begin jy te verstaan hoekom hy sekere dinge sê, want jy weet wie die persoon is, jy weet hoekom en waarom hy sekere dinge sê. Die tweede vraag wat jy jouself moet vra is, wat? Wat is die hoofgedagte van die storie? So as ons nou kyk na die evangelie van Johannes, die hoofgedagte van die evangelie van Johannes, kry ons in Johannes 20 vers 30 en 31. En Johannes skryf hierso, Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So as jy vir jouself die derde vraag vra is, wat is die hoofgedagte van die storie? As ons die evangelie van Johannes lees, sê Johannes hierso, dit is sodat almal kan glo dat Jesus die Christus is. Dan lees jy die evangelie van Johannes dalk in 'n heeltemal 'n ander lig. Want jy verstaan wat is die hoofgedagte agter hierdie storie. Dan die vierde vraag, derde vraag, waar het die storie plaasgevind of waar kan dit plaasvind? Dit is baie maklik, wie, wat, waar? Waar het die storie plaasgevind? Die evangelie is geskryf vir alle gelowiges, nie soos wat die ander 3 evangelies geskryf is met 'n spesifieke gehoor in gedagte nie. So daar's 4 evangelies.
Matteus is geskryf vir Jode. Want as jy die hele evangelie lees, dan lees jy baie oor die wet en Joodse gebruike. Markus het spesifiek die evangelie geskryf vir die Romeine, dis hoekom dit 'n kort militaristiese evangelie is. Maar die evangelie van Johannes het hy geskryf vir alle gelowiges in gedagte. So dit is altyd belangrik om te vra, wie is die audience van die brief waarvoor hy geskryf is? Dan verstaan jy ook beter, want dan kan jy teruggaan en gaan kyk na die kultuur, die gebruike. Wat het die mense gedoen in daai tyd? Hoekom het hy sekere dinge gesê? Soos byvoorbeeld die gelykenisse wat Jesus vertel het. Dit was 'n Joodse gebruik om gelykenisse te vertel. So dit was vir die Jode nie 'n snaakse ding om hierdie stories te hoor wat Jesus vertel het nie. Hulle het verstaan, daar's 'n fisiese betekenis wat jou kan fisies help, soos plant jou saad in goeie grond, en dan is daar ook 'n geestelike betekenis van jy moenie jou tyd mors nie en so aan. So dis die volgende ding wat ek vir julle net wil leer vandag. En dan die tweede laaste vraag is wanneer? Wanneer het hierdie storie plaasgevind? Johannes het die evangelie nader aan die einde van sy lewe geskryf, wat dit sy laaste werk maak nadat hy sy briewe geskryf het en nadat hy Openbaring geskryf het. So as ons die vraag kan beantwoord, wanneer is die evangelie van Johannes geskryf, en ons kom agter, dit is Johannes se laaste werk, dan weet ons, sy laaste werk voordat hy dood is, moet sy belangrikste wees. Want hoekom kies hy om dit laaste te skryf? En dit help ons ook om die kultuur te verstaan. Dit help ons ook om te kyk wat het gebeur in daai tyd. In die tyd wat Johannes hierdie brief geskryf het, is die tempel klaar verwoes. Die Romeine het klaar die Christene begin vervolg. Die Jode het begin die Christene vervolg. So Johannes het hierdie geskryf met 'n spesifieke ding in gedagte vir daai tyd. En dan die laaste vraag wat jy jouself moet vra, wanneer jy na die Bybel lees, is, hoekom dek jy hierdie onderwerp? So wanneer ons die evangelie van Johannes lees, vra jouself die vraag af, hoekom praat Johannes spesifiek oor hierdie goeters wat in hierdie klompie hoofstukke staan? En die antwoord op die boek van Johannes is, in die tyd wat hy die evangelie geskryf het, het die kerk opposisie van alle kante af beleef. Die hart is dat die gelowiges moet sterk staan en weet wie Jesus is. So die hoekom is eenvoudig in die boek van Johannes. Net in die tyd wat hy hierdie evangelie geskryf het, weet hy die ander 3 evangelies is lankal geskryf. Daar sal klaar baie dinge oor Jesus geskryf, maar nou gaan hy fokus op die hart en die karakter van wie Jesus is. En hier begin hy en hy skryf oor klomp goeters wat die ander evangelies nie eens aanraak nie, die ek is stellings. Ek is die brood van die lewe. Ek is die ware wingerdstok. En hy skryf hierdie sodat elke gelowige kan weet dat Jesus die Christus is. En dit help ons, as ons hierdie paar vrae vra, wie, wat, waar, wanneer en hoekom, en ons kan dit beantwoord oor enige stuk in die skrif, help dit ons om die skrif oop te breek, en dit maklik te maak, en te kan verstaan wat die skrywer sê. En ek wil vir julle vandag sê, partykeer net in die Bybel, is 'n stuk geskryf vir daai dag, en dit het niks dieper betekenis nie. Dit het 'n geestelike betekenis vir ons vandag, en ons kan leer daaruit, maar partykeer is dit net geskryf vir daai mense, en ons moet dit nie dieper as dit vat nie. Die skrif se doel is nie om ons deurmekaar te maak nie, ons te laat vrees nie, of om iets weg te steek nie. As jy skrif lees, en jy word bang, en jy vrees oor die gebeure wat jy daar lees, dan weet jy, die duiwel is besig om in jou oor te fluister en jou deurmekaar te maak, want die skrif moet vryheid bring, dit moet lig bring. Dit moet ons nie slawe maak nie. Die skrif moet ons ook nie deurmekaar maak nie. Ek weet van so baie mense wat sê, ek sit en ek lees hierdie boek en ek is nou meer deurmekaar oor wie en wat Christus is, as wat ek was voor die tyd. Die skrif se doel is nie dit nie. Die skrif se doel is eenvoudig om Jesus Christus te openbaar in ons lewens. En dit is ook nie daar om iets weg te steek nie. Die evangelie van God is goeie nuus, en goeie nuus kan ons nie wegsteek nie. So hoekom sal Jesus, hoekom sal God, hoekom sal die Heilige Gees die skrif laat inspireer om goed weg te steek? Hulle wil dan hê die hele wêreld moet weet wie en wat hulle is. Ek sluit af met die laaste vers, en julle het dit al gehoor, ek sê dit, maar dit is so belangrik.
2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. As ons die skrif so gekompliseerd maak, gaan al hierdie goeders wat Paulus en Timoteus skryf, gaan nie gebeur nie. Die skrif moet waarheid bring. Die skrif moet dwaling bestry, dit moet nie dwaling promote nie. En dit moet verkeerdhede regstel, dit moet nie nog verkeerdhede bring nie. Want as ons die skrif reg lees en reg interpreteer, dan sal die man van God wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus wees vir elke goeie werk. En dit is net vinnig, in 'n paar minute met 'n paar punte, hoe ek in my lewe die skrif onkompliseer en dit nie moeilik maak nie. Fokus op die absolutes, fokus op dit wat ons vir 'n feit weet die waarheid is, en vra jouself die vraag af wanneer jy die skrif leer, wie, wat, waar, wanneer en hoekom. Beantwoord daai vraag, kry vir jou 'n goeie studie Bybel, beantwoord daai vraag, leer 'n bietjie oor die kulture en oor die mense en oor die doel van, en dan sal jy die skrif beter verstaan, en dan gaan daar minder mense wees wat die heeltyd wil stry en die heeltyd videoetjies aanstuur en die heeltyd boodskapies wil sê van wat God nou eintlik besig is om te doen met die wêreld, terwyl hy sy hart net is dat almal moet gered word. So kom ons sit ook nie woorde in God se mond nie. Kom ons waak teen dit. En kom ons kom op 'n plek wat ons as gemeente fokus om altyd die waarheid van God in alle situasies te spreek. Amen. Fluit. Ek hoop julle het iets geleer en ek hoop dit help julle om die Bybel bietjie beter te lees en beter te verstaan. As julle bietjie onduidelik is oor iets, kom vra vir my, kom praat met my. Ek hou daarvan om oor die skrif te praat en ek hou daarvan om oor hierdie goeters te praat. Ek het 'n passie vir skrifontleding. Dit was my beste vak op universiteit, hermeneutiek. So ek het 'n passie daarvoor. So kom praat met my en ek sal jou graag help in dit. En ek wil jou help die geheimenisse van die evangelie, wat nie eintlik geheimenisse is nie, ontdek. Amen. Kan ek vir ons bid? Here Jesus, baie dankie dat ons vandag net hierso kan sit en die naam groot maak. En Here, dankie dat ons sulke wonderlike stories gehoor het van genesing en dit wat U mee besig is in mense se lewens. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. Dis vir ons so lekker om te weet U is soewerein God en in U kom alle mag en alle eer toe. En U is die Alfa en die Omega. En U naam is al wat op ons lippe hoef te wees. Want in U is alles. Alles is volbring. En alles is oorwin. En ons hoef nie te vrees nie. Here, ek bid ook dat ons, terwyl ons die skrif lees en die skrif beter leer ken, dat U ook vir ons die wysheid sal gee en die openbaring sal gee, hoe om dit wat voor ons is, te lees vir wat dit werklik is. En help ons om altyd in alle omstandighede U raak te sien. Want die golden thread deur die Bybel is U, Jesus Christus, en dit is die absolute. So help ons om altyd op U eerste te fokus. En laat die res dan volg. Here, Heilige Gees, ek vra dat U in ons harte altyd sal werk en ons die inspirasie sal gee, die wysheid en die kennis sal gee en ook 'n passie sal gee vir U woord. En mag ons nooit die belangrikheid van U woord mis nie. Mag ons altyd meer en meer U soek in die blaaie en die bladsye en die skerms van die Bybel. En mag ons U net meer en meer ontdek, daagliks meer en meer. Dis my gebed. Ek vra dat U elke persoon wat hier so sit sal seën. Ek bid vir families, vir mense wat nie hier kan wees nie. Ek bid weer eens, ek vra dat U hulle sal aanraak en by hulle sal wees en hulle sal help en hulle sal genees, hulle sal beskerm. En Here, ek vra daar waar ons kort kom, Here, ons weet U is die bron. So gee vir ons en ons vra dat U altyd vir ons sal voorsien, want ons is U kinders en die woord sê U sal altyd vir U kinders voorsien. Dis my gebed.